En dan is daar net een wat dit wel gedoen het, wat sy lewe gegee het, en dis Jesus. Ek sê, Jesus het sy lewe vir jou gegee. Jy kan maar jou hand 'n bietjie optel na hom toe, en sê, dankie Here Jesus, dat u bereid was, om die afgryse van die hel, vir my te ondervind. Jesus was nie in die hel nie, maar hy het die afgryse van die hel, aan die kruis ondervind, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Die Here Jesus het met Nikodemus gesels in Johannes 3. En toe sê Nikodemus, nadat Jesus en hy oor die wedergeboorte gesels het, in vers 9, hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus sê, jy is die leraar van Israel, en jy weet hierdie dinge nie. Dan sê hy vir hom, as ek julle van die aardse dinge vertel, en julle nie glo nie. Jesus sê vir Nikodemus, as ek julle van die aardse dinge vertel, en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Nou die wedergeboorte is 'n aardse saak, dit gebeur hier met ons. Ons word hier weergebore, uit God gebore. As ek julle van die aardse dinge vertel, en julle nie glo nie, sê Jesus, hoe sal julle glo, as ek julle van die hemelse vertel? Ons moet dus aanvaar, dat daar in die hemel dinge is, waarvan ons niks weet nie, wat bokant ons vuurmaakplek is, wat ons nie sal kan verstaan nie, en nie begryp nie, wat te wonderlik vir ons sou wees om te verstaan. Klink dit vir julle reg, wat ek sê? Ek dink so, ek dink is waar. En tog, as die Here Jesus nou vanaand hier gestaan het, en ons sê vir hom, Here, praat bietjie met ons oor die hemel. Vertel ons een of meer dinge, wat ons nie weet nie. Dan sal ons graag vir u sê, maar ons sal glo. As u dit sê, sal ons glo. As Jesus iets sê, sal ek dit glo. Sal jy dit glo? As Jesus iets sê? Ja. Paulus sê in 1 Korinte 2 vers 9, soos geskrywe is, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en in die hart van 'n mens nie opgekom, dit beteken waaraan niemand nog ooit gedink het nie, is die dinge wat God vir ons berei het. En nou wil ek graag vanaand met julle oor een so aspek van die hemel gesels, wat ons nie in die reël bedink nie, wat ons soms raak lees wanneer ons deur die Bybel lees, maar ons gee nie aandag daaraan nie, omdat dit nie vir ons 'n totale prentjie vorm nie. Dan kyk 'n mens die goed mis. Ek sê 'n mens lees dikwels mis wat in die Bybel geskryf staan. Want jy lees soms te vinnig, jy lees te haastig, of jy het nie die konteks nie, jy het nie die hele prentjie wat die ding vir jou inkleur nie. En dan gaan dit by jou verby. In Openbaring 20 vers 11 en verder sê die skrif, en ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. Dit is nou wat ons noem die eindoordeel. Dit is die groot wit troon oordeel, waar Jesus, wat deur die Vader as regter aangestel is, op daardie troon, op daardie regbank sal sit.
Ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, daar is geen plek vir hulle gevind in vers 12, en ek het die dode, klein en groot voor God sien staan. En die boeke is geopen. En 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. Ja, hier kry ons 'n naam van 'n boek in die hemel. Een van die boeke in die hemel, se naam is die boek van die lewe. En die boeke is geopen. Daar was dus verskillende boeke, nie waar nie? En die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskrywe is, volgens hulle werke. Vers 13, en die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind was, of bevind is, dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur, is 'n ander naam vir die hel, is hy in die poel van vuur gewerp. Daar is dus boeke in die hemel. Daar is dus boeke in die hemel. Nie net op die aarde nie. En dis waaroor ons nou vanaand gaan gesels. Ons gaan God se hemelse biblioteek. Maar boeke hoort ons in 'n biblioteek, is dit nie? Of 'n boekery. Ons gaan 'n bietjie daar instap. En vir die pastore onder julle het ek 'n paar groot woorde wat ek vir jou wil gee, en vir ander wat dit ken. Die wat dit nie ken nie, vergeet dit dadelik. Maar daar is in die hemel boeke oor die psigologie, oor die sielkunde. Ek sê daar is in die hemel boeke, daar is 'n afdeling in die hemelse biblioteek wat 'n afdeling oor sielkunde is. Psigologie. Dan is daar 'n afdeling in die hemel wat boeke bevat oor die Christologie. Dit wil sê oor die Here Jesus. Daar is boeke in die hemel wat oor Jesus handel. Dan is daar derdens boeke in die hemel wat oor dis nou die groot woorde wat ek julle gee, die eskatologie handel, dit wil sê die wederkoms van die Here. Daar is boeke in die hemelse biblioteek oor die wederkoms. Dan is daar vierdens boeke in die hemel oor die antropologie. Dit is lekker om so 'n klomp groot woorde vir julle hier in Philipstown te gee. Antropologie het te maak met die mens. Wie hy is en wat hy doen. Daar is afdelings in die hemelse biblioteek oor die mens. En ten slotte is daar 'n afdeling wat het ek uitgelaat oor die soteriologie. Die woord beteken die verlossingsleer, ons redding, hoe 'n mens gered word. Is al hierdie 5 groot woorde is Griekse woorde wat in die teologie gebruik word. Maar ek gaan dit nou nie verder gebruik, dit was net vir jou voordeel wat ek dit gegee het. Nou wil ek vir julle 'n vraag vra. Dink julle, terwyl ons nou hier besig is, dat God hoor wat ons sê? Ek wil dit weer vra, dink julle God hoor hier wat ons sê? Regtig? Glo julle dit? Waar sê die Bybel dit? Jy dink so. Jy moet nie dink nie, jy moet vir my sê waar dit geskryf staan. My broer,
is jy 'n geseënde van die Here. So julle stem almal saam. Julle stem almal saam, die Here hoor wat ons hier sê. En wat maak God? Moenie antwoord nie, ek sal die vraag self antwoord. Wat maak God dan met dit wat hy hoor? Weet julle wat doen God? Kom ons sê nou, hy sit op sy troon, want dis waar. Hy luister nou en hy hoor, hier is ons besig om oor hom te gesels. Net so? Reg? En weet julle wat het God nou gedoen daar in die hemel? Weet julle wat het hy gedoen? Hy het 'n engel geroep. Net nou pas het God 'n engel geroep daar in die hemel. En vir hom gesê, bring daar die boek en skryf die gesprek op. En skryf sommer almal se name op wat daarby is. Het julle dit gelees in die Bybel? Dit staan in die laaste boek van die Ou Testament, Maleagi, hoofstuk 3, vers 16. Maleagi 3 vers 16, moet ek nou wag dat jy dit soek, broer? Ek gaan vir jou wag. 3 vers 16. Hier rond. 2 die wat die Here vrees, dis nou ons, met mekaar gespreek. En die Here het dit opgemerk, want God kyk rond, en gehoor. En daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe. Hy het dit nie self geskryf nie, want die boek is geskrywe. So een van die engele het dit geskryf. 2 die wat die Here vrees, met mekaar gespreek. En die Here het dit opgemerk en gehoor. En daar is 'n gedenkboek voor die aangesig van die Here geskryf. So die engele het die notas daar reg voor die troon gemaak. Vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Jou naam is so pas in die hemel in God se gedenkboek ingeskryf. Ja, want jy is deel van hierdie gesprek. Die Here skryf ons nou nie net toe het hulle gesê, die Here gaan jou naam byskryf. Dis jy wat dit gesê het, en ek wat dit gesê het. Nou ja, nou, op die oomblik praat ek eintlik half alleen hier van vooraf, maar ons is in 'n gesprek met mekaar. Maak my baie bly as ek dink, dat my naam so pas in die hemel, in een van God se boeke, 'n boek wat handel oor die psigologie, oor die sielkunde. Want hy sê 2 die wat die Here vrees. En vrees is 'n emosie. Ek vrees God, dus dit gaan oor die siege van die mens, sien jy dit? Dis hoekom ek 'n boek oor die sielkunde noem. Vind julle dit nie wonderlik nie? Vind julle dit nie wonderlik dat God 'n gedenkboek, 'n boek van herinnering in die hemel het, en wanneer mense op die aarde oor hom praat, dan merk God dit op, hy hoor dit, en die engel maak notas. Nou ek kan dit vanaand vir julle sê, my naam staan 'n hele paar keer in daai boek geskryf, hoor. Want ek het al 'n hele paar keer oor die Here gepraat. Ek dink my naam staan al duisende kere in daai boek. Want as ek elke jaar, 12 maande 'n jaar, as ek elke jaar so, hoeveel keer? 100 keer oor die Here praat, maar ek praat meer oor die Here as 100 keer. En nie net wanneer jy preek nie, wanneer jy met mense gesels oor die Here. Soos ons nou by die kant hier staan gesels sê, en jy sê, is die Here nie goed nie, dan het jy mos oor die Here gepraat. As jy sê, kyk die lieflike reën wat die Here vir ons gegee het, dan het jy mos oor die Here gepraat. En dan merk God dit op, en hy hoor dit. En hy roep 'n engel, en hy sê, skryf Jan de Prees se naam in die boek.
en wat hy oor my gesê het. God vergeet niks. Kom ek vat julle na 'n tweede boek toe. Dis die gedenkboek. Het julle sy naam? Die eerste boek is die gedenkboek. Die tweede boek en die vierde boek het nie name wat die Bybel dit gee nie. Ek gee sommer self name aan die tweede en aan die vierde boek. Die derde boek se naam kom net so in die Bybel voor en die vyfde boek se naam kom net so in die Bybel voor. Maar nie nommer 2 en 3 nie. Nommer 1 is die gedenkboek. Nommer 2 noem ek die boek van voorbereiding. The Book of Preparation. Die boek, julle kan maar so skryf, boek van voorbereiding, en dan sit jy dit in aanhalingstekens, want die Bybel gee nie 'n naam nie. En daardie is 'n wonderlike boek wat oor die Christologie handel, oor Jesus. Dit is 'n boek wat oor Jesus praat. En ons lees een besondere plek in die Hebreërbrief, gaan na Hebreërs. Vriende, blaai na Hebreërs. Is jy nou nog in Maleagi, broer? Nee, jy moet nou daar verby gaan. Jy moet nou aangaan na Hebreërs 10. En ons lees in Hebreërs 10 'n paar uitsprake wat die Bybel maak, wat ons amper nie kan glo nie, so wonderlik is dit. Hebreërs se skrywer is onbekend, daarom sal julle nooit hoor dat ek 'n naam daaraan koppel nie, maar altyd sê die boek van die Hebreërs of die skrywer aan die Hebreërs. Hoor wat sê hoofstuk 10 vers 5 tot 7, net 3 versies. Daarom sê hy, en as jy in jou 53 vertaling kyk, sien dat hy met 'n hoofletter is. Sien julle dit? Julle sien, hoofletter? Daarom sê hy, maar die 2020 sê iets soos, toe hy in die wêreld gekom het, het hy gesê, en dis wat al die Engelse vertalings ook sê, when he came into the world. Want Jesus het mos hier na toe gekom. Glo julle Jesus was al hier 2000 jaar terug? Glo julle Jesus was al hier? Nou wat sê hierdie versie 5? Daarom kom ons verander nou die as wat voorwaardelik is na die toe, wat 'n beter vertaling is. Daarom het hy gesê, daarom het Jesus gesê, wie het gepraat? Ek vra, wie het gepraat? Jesus het gepraat, hy moes met iemand gepraat het, nee. Ek sê, hy moes met iemand gepraat het. Daarom sê hy, toe hy in die wêreld ingekom het, en hier lê die eerste wonderwerk. Wanneer het Jesus hierdie ding gesê? Ons gaan nou agterkom wat hy gesê het, maar wanneer het hy dit gesê? Daarom sê hy, toe hy in die wêreld ingekom het. Is dit wat daar staan? As hy in die wêreld inkom? Ja. Die Here Jesus was in die hemel voordat hy 'n mens geword het. Jesus was in die hemel voordat hy 'n mens geword het. Johannes 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan. Dus voor enige ding ontstaan het, voor die aarde ontstaan het, en die son, en die mens, was Jesus in die hemel by die Vader. Goed so? Hy was daar. En toe het hy die hemel verlaat, en hy het na die aarde toe gekom. Hy was daar nie in 'n liggaam nie. Hy was daar in sy geesvorms of sy geesgedaante. Dis hoe hy daar was. Want God is gees. God het nie 'n lyf soos ons het nie, alhoewel God kan in die vorm van 'n mens verskyn, as hy wil, soos aan Abraham. Maar God is gees, en die wat God aanbid, help my, moet hom in gees en waarheid aanbid. God is gees. En voordat Jesus 'n mens geword het, was hy in die hemel, by die Vader, in sy gees. Hy sê in Johannes, waar is dit? Johannes 17 vers 5 sê Jesus, en nou Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Voordat die wêreld ontstaan het,
was die Here Jesus in die hemel by die Vader. Is julle tevrede daarmee? Glo julle dit? Jesus het nie ontstaan toe hy uit Maria gebore is nie. Hy het as 'n mens ontstaan, maar hy het voor die tyd geleef. Nou kom hy van die hemel af aarde toe, en waarna toe is hy op pad? Hy is op pad na Maria toe. Sy gaan sy mammie word. En hoe hy van die hemel af tot binne in die skoot van Maria gekom het, weet ons nie. Is vir ons nie gesê nie. Maar ons weet dat die Maria swanger geword het, volgens Matteus 1, toe die Heilige Gees haar oorskadu het. En toe Jesus nou afkom, hiernatoe, en hy in die skoot van sy moeder beland, toe gesels hy. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Dink julle dis moontlik dat die ongebore, hy was nog nie gebore nie hoor, die babatjie was nog nie gebore nie. Dink julle dat die ongebore Jesus, terwyl die Vader besig was om vir hom 'n liggaampie te berei, en sy gees in daardie liggaampie ingaan, hoe klein dit ook al was aan die begin, dink julle dat daardie Jesus in staat was om met sy Vader te gesels? Daar is ook 'n ander geval dat toe Maria vir Elisabeth besoek het, die ma van Johannes die Doper, en Maria vir Elisabeth groet, het die ongebore Johannes die Doper, wat 'n 6 maande oue fetus was, in die skoot van sy moeder opgespring van vreugde, en Elisabeth sê, wat het my oorgekom dat die moeder van my Here na my toe sal kom? Dus is daar lewe in die moederskoot voor geboorte. Vanaf konsepsie. Hierdie is mooi goed, nee. Mooi goed, is mooi goed uit die skrif, is openbaringe, dat hy met sy Vader praat oor sy liggaam. 'n liggaam het hy vir my berei. Hy praat met sy Vader oor 2 dinge. Die eerste is, dat hy met sy Vader oor sy liggaam praat. Want Jesus se liggaam was net soos ons sin, maar met 'n bietjie van 'n verskil. Net soos ons sin, maar met 'n bietjie van 'n verskil. Hy het net soos ons gelyk, maar hy het nie sonde gehad nie. Jesus was soos Adam voor die val. Die een wat uit Maria gebore was soos Adam voor die val, voor die sondeval. En nie net dit nie, maar hy het ook in hom die goddelike natuur gehad. Kolossense 2:9, die wat notas maak, Kolossense 2:9 sê, in hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik. Jesus was God, wat in die vlees verskyn het. Nie God die Vader nie, God die Seun. Een van sy name wat die Ou Testament hom gee, wat in die Nuwe Testament herhaal word, is Immanuel. Het julle al van Immanuel gehoor? Immanuel, 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem, wat beteken God is by ons. Want Jesus is God. Hy is God die Seun. Hy is nie God die Vader nie. Ek het die Vader baie lief. En julle ook. En 1 Korintiërs 8 vers 3 sê, as iemand God lief het, die word deur hom geken. God ken my, en hy ken jou, want ons het hom lief. Nou goed, waaroor praat hy dan nog met die Vader? Kyk, hy sê, vers 5, daarom sê hy, toe hy in die wêreld ingekom het, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar het vir my 'n liggaam berei, 7 brandoffers en sondoffers. Dis nou die offers van die Ou Testament. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê. Wanneer het hy gesê? Toe hy ingekom het. Toe hy in die skoot van sy ma, ek dink dit kon gebeur het, terwyl hy al klaar in Maria se moederskoot was. Want hy kom ons nou af, hy praat nou uit daai
onontwikkelde liggaampie. Toe het ek gesê, kyk ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Die Griekse teks sê, en kefalidi tu bibliou. In die hoofdeel, in die boekrol, die Griek sê, in die hoofdeel van die boek, is dit van my geskrywe om u wil te doen, o God. Daar is 'n boek in die hemel, waarin Jesus se koms neergeskrywe is voordat hy na die aarde toe gekom het. Want Jesus sê, in die boekrol, toe het ek gesê, in die boekrol, daar is geen Ou Testamentiese verwysing in jou Bybel na 'n plek in die Ou Testament waar hy dit gesê het nie. Dit is 'n boek wat in die hemel bestaan. Dis die boek van voorbereiding, waar tydens sy liggaam voorberei was vir sy bediening. En hy praat eerstens oor die liggaam, het vir my liggaam berei, en hy praat tweedens oor die wil van God. Toe het ek sê, kyk ek kom om u wil te doen, o God. In die boekrol is dit van my geskrywe. Wanneer ek nou eenmal in die hemel aankom, ek sê, wanneer ek eendag in die hemel aankom, en die eendag kan ek hierdie jaar wees, veral wat ek weet, volgende jaar, ek het vir die Vader guns gevra vir nog 5 jaar, want ek wil nog so 'n bietjie werk, ek is in my eie oë te jonk om nou al dood te gaan. Maar ek het nie beheer oor die dag van my dood nie, dus ek het vir die Vader 'n guns gevra, as hy wil, om my te spaar tot ek 83 jaar jonk is. Want dis so lank ek vir hom wil werk, tot op 83, want ek het begin op 23. Ek was 23 toe ek as 'n pastoor begin het, en as ek kan werk tot 83, het ek 60 jaar diens. Dis nie almal wat dit het nie, so ek nog 5 jaar om te werk, so daar's 'n goeie moontlikheid, as die Here wil en ek lewe, maar as hy nie wil nie en ek nie lewe nie, lewe ek daar, dan word hy deur my dood verheerlik, soos Johannes 21 van Petrus gesê het, om aan te dui deur watter voedanige dood hy God sou verheerlik. Goed, daar is dit, daar's 'n tweede boek. Aanvaar julle dat daar so 'n boek in die hemel is, met hoofdele, en dus ook onderafdelings, en in een van die dele praat die boek oor die liggaam van Jesus, en in 'n ander deel praat die boek oor die feit dat Jesus gekom het, om die wil van God te doen. Daarom sê in Johannes 5 vers 19, die Seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. Johannes 5 vers 19. En dis weer, die Bybel is so vol waarhede, vriende, dat 'n mens maande en maande aan mekaar daaroor kan praat, regtig. Kan ons dan die derde boek toe gaan, daar's net 5. Kan julle die naam van die eerste boek onthou? Die gedenkboek. Kom ons sê dit hardop, die gedenkboek. Tweede is die boek van voorbereiding. Kom ons sê dit almal, die boek van voorbereiding. En hierdie 5 is nie die enigste boeke in die hemel nie. Jy gaan nog in die psalms van ander boeke ook kan lees, waarin die trane opgeskrywe is wat mense geween het voor God ensovoorts. En die Bybel is ook in die hemel, want Jesus sê in Johannes 12 vers 48, wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel, die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Dis die skrif. So die Bybel gaan ook op die regbank van Christus lê. Nou is ons by nommer 3. Dis die boek van die waarheid. En hierdie boek se naam staan in Daniël 10 vers 21 net so geskryf. Gaan jy gou blaai na Daniël, hoofstuk 10. Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in boek van die waarheid. Dis 'n engel wat hier praat. Hy sê vir Daniël,
Daniël 10:21. Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskryf is in die boek van die waarheid. En as jy nou die konteks lees, dan sien jy dat die boek van die waarheid het met die volk van Israel te doen. En dit het met die verre toekoms van Israel het dit te doen. Dinge wat aan die einde van die tyd gaan gebeur, staan in die boek van die waarheid geskryf. Hoorie, of jy dit nou glo of nie glo nie, ek wil vanaand vir jou sê, God is nog nie klaar met die volk van Israel nie. Op die oomblik sê Romeine 11 is hulle vyande van God, omdat hy met ons 'n verbond gemaak het in Christus. Ons is nou God se kinders en sy verbondskinders en sy kerk. Maar hy het destyds met Abraham 'n verbond gemaak. En wanneer Jesus terugkom, sal hy daardie verbond herstel. Want wanneer Jesus terugkom, gaan hy na 'n bepaalde stad toe. Ek sê wanneer Jesus terugkom by sy wederkoms, kom hy na 'n bepaalde stad toe, wanneer op die wit perd afkom. Hy kom Jerusalem toe. Dit staan in Sagaria 14 en Sagaria 12, hy kom na Jerusalem. En dan gaan hy sy verbond met die Jode herstel, en Israel gaan in een dag gered word, die hele volk, sê Jesaja 66, en dis nou weer 'n ander wonderlike verhaal. Daar is 'n boek in die hemel oor die eskatologie, oor die wederkoms. Veral betreffende Israel se rol in die eindtyd, in die eindgebeure, en die naam van die boek is die boek van die waarheid. As God dit nodig ag om die boek van die waarheid te noem, dan kan ons maar glo dat wat daarin staan, die waarheid is. En as jy verder in Daniël lees, in hoofstuk 11 en hoofstuk 12, veral daar in hoofstuk 12 in die begin, dan noem hy 'n paar interessante aspekte van die wederkoms op, soos byvoorbeeld die rol wat Michael, die aartsengel, in die groot verdrukking gaan speel net voordat Jesus kom. Openbaring vanaf hoofstuk 9 praat van 3 weeë, 3 geweldige elendes, wat hierdie aarde gaan tref, nadat Jesus sy kerk kom haal het. En al 3 die weeë het met demoniese aktiwiteite te doen. En nou het ek ook nie tyd om daaroor lekker te gesels, want dit is so interessant. Miskien kan ek en jy tot môreoggend 3 uur daaroor sit en praat. As jy Openbaring 12 lees, word die verhaal vertel van 'n vrou wat swanger was en 'n manlike kind gebaar het. En toe is die kind weggeruk na God en sy troon. En dan staan daar in Openbaring 12 hier by vers 7 rond, daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, is 'n ander naam vir Satan, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Een van die groot dinge wat gaan gebeur voor die Here Jesus op die wit perd kom, is dat daar in die lug 'n groot oorlog gaan wees tussen Michael die aartsengel en Satan en sy demone. Dit kom, die Bybel voorspel dit kom. En dit gaan Satan se finale uitwerping uit die hemel wees, want Satan het nog steeds op hierdie oomblik toegang tot voor die troon van God. Lees bietjie vir ons vers 10 asseblief. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil van die krag van die koningskap, die heil en die krag en die koningskap, die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Ja? Hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag. Nadat Satan dus uitgewerp is, sê die Bybel
Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword in die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aanklag, wat ons aanklag, voor ons God, dag en nag. Waarom dink julle is Jesus ons advokaat? Waarom sê 1 Johannes 2 vers 1, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Engels, we have an advocate with the Father. 'n Advokaat verdedig jou. Maar daar is ook 'n aanklaer wat jou aankla. So, wanneer ons verkeerd doen, dan kla Satan ons aan, voor die troon, en dan staan die advokaat vir die verdediging op. Ek sê, dan staan die advokaat vir die verdediging op. En sy naam is Jesus. Maar daar kom 'n tyd net voor die wederkoms, wanneer Satan se rolletjie uitgespeel is. Dan klaai ons nooit weer voor God aan. Dit gaan in die boek van die waarheid, word hierdie goed beskryf. Dan word daar gepraat oor Israel se rol, as jy Daniël lees, daar word gepraat oor die groot verdrukking, daar word gepraat oor die antichrist. Nou ja, laat alles daar. Maar dis dinge wat in die boek van die waarheid staan. Nou het ons 3 boeke gedoen. Eerste boek, die gedenkboek. Tweede boek, die boek van voorbereiding. Die derde boek, die boek van die waarheid. En nou kom ons by die boek van bepaling. Sy naam kom ook nie in die Bybel voor nie. Dit is 'n baie interessante boek in God se hemelse biblioteek. Die boek van bepaling. Blaai na Psalm 139, waar ons oor hierdie boek lees. Psalm 139. En nou wil ek 'n ekstra dingetjie sê, en ek wil sê, as hierdie boeke werklik is soos die Bybel sê dit is, dan is die hemel ook 'n werklikheid. As hierdie boeke werklik is die hemel ook 'n werklikheid. En as die hemel 'n werklikheid is, vriende, dan is God 'n werklikheid. So ek wil vanaand hier verklaar, ons God lewe. Kom ons vat dit net daar van vers 13 af. Dis 'n pragtige psalm, die hele psalm van Dawid. Ek dink hy het so iets soos 24 versies. Hoeveel het hy? 24. Dis 'n baie mooi psalm. Dis een van die psalms wat ek ken. Ek ken 'n paar psalms uit my kop uit. En ek ken hierdie psalm uit my kop uit. Pragtige psalm. Want u het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Is dit wat vers 13 sê? Want u het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Dus was die Vader bedrywig met jou en met my voor ons geboorte. Die Vader het gesê, hierdie enetjie gee ek blonde hare. Hierdie gee ek 'n snor as hy ouer word. Hierdie gaan baie mooi sing. Hierdie gaan baie vaardig wees met sy vingers. Hy gaan allerlei dinge kan maak. Vers 13. U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Wat noem ek dit? Die boek van bepaling. U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof u, ek dink dis vers 14. Ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke en my siel weet dit al te goed. 15. My gebeente, jou geraamte, nê? My gebeente was vir u nie verborge toe ek in die geheim
Dit wil sê agter geslote deure, daar in die baarmoeder. Toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die moederskoot. Daar is vertalings wat sê moederskoot, die Afrikaans vertaal dit met aarde, maar dis 'n metafoor, dis 'n beeld. Jy is tog nie in die aarde gemaak nie. Jy is in jou moeder se skoot gemaak. Maar asof, want ons kom uit die stof. Ons kom uit die aarde en dis waar die beelde nou 'n bietjie verstrengel raak, maar dit maak nie saak nie. Kunstig geweef in die dieptes van die moederskoot. Vers 16. U oë, Vader, u oë, het my ongevormde klomp gesien. Nadat die saadsel en die eiersel by mekaar gekom en die eiersel bevrug is, het daar 'n lewe ontstaan. Noem dit maar 'n embrio, maar dit was nog so klein binne dae of selfs weke na swangerskap, dat dit deur die psalmis ongevormde klomp genoem word. Daar was nog nie armpies duidelik of wat ook al nie. Jy begin as 'n ek begin as 'n ou stukkie plasma, kan jy amper sê. En toe het God ons gesien. U oë het my ongevormde klomp gesien en in u boek, kyk dit staan so waar daar. In u boek is hulle almal opgeskrywe. Staan dit daar in vers 16? En in u boek is hulle almal opgeskrywe. Daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Daarom noem ek hierdie boek, die boek van bepaling. Die dag, die boek waarin alles wat met my liggaampie sou gebeur, wie ek sou wees en wat ek sou word, rudimentêr, dit wil sê in sy prille begin, in die skoot van my moeder tot stand gekom het. God het dus met jou gewerk voor jou geboorte. Het jou nie net gesien nie, man, het jou met sy vingers geweef, soos 'n kunswerk geweef sal word. En hy het aan jou, vanuit die genepool waaruit jy kom natuurlik, het hy hierdie stringe, hy het jou DNA by mekaar gesit, sodat jy geword het wie God wil hê dat jy moet wees. Dis 'n besonderse waarneming as jy na die maatskappy kyk. If you look at our community, as jy na die maatskappy, die samelewing kyk, dan merk jy, daai een is 'n mediese dokter, daai een is 'n onderwyser, daai een is 'n boer, daai een is 'n kleremaker. Waar kom hierdie verskeidenheid vandaan? Van God af. Want God fabriseer die maatskappy waarin ons lewe. As almal nou predikante was, wat 'n useless wêreld sou ons gehad het. Ek bedoel, dan niemand vir ons kos gemaak nie. Of kos voorsien nie. Daar moet boere wees. Daar moet vissermanne wees. Daar moet die wees en daarin al die honderde verskillende variasies wat die samelewing aanbied en elkeen speel sy rol. Daar moet aptekers wees. Die man het in 'n apteek gewerk. Daar moet regters wees. Hy wou in die regswese gaan studeer. Hy het ook dit my vertel. En al hierdie goed is deur God uitgewerk in ons DNA. En nou, hoe weet jy wat is God se wil vir jou lewe vorentoe? Daar's eintlik 'n basiese maklike metode, ek sê dit nou vir die jong mense. Daar's 'n maklike manier om vas te stel wat God in jou geplant het voor jou geboorte. En dis, doen die ding waar jou passie lê. Doen die ding wat vir jou lekker is om te doen. Waartoe jy gedryf voel, as jy voel, maar ek wil graag die ding doen.
Jou pa sê jy moet 'n dominee word. Maar binne in jou hart sê jy wil 'n stoker word op die spoorweë, nou nie in vandag se tyd nie, die vorige tyd. Dan word jy 'n stoker. En 'n goeie stoker daarbey. Stem julle saam met my beredenering van hierdie ding? En wie het dit vir jou gegee? Dus het God in werklikheid ons daar beplan, deur die vermoëns wat hy geneties in ons ingebou het, voor ons geboorte, wat opgeskrywe staan in die boek van bepaling. Jy sien sommer net hier nie. En daarbey het God in Adam aan jou ook nog sekere eienskappe toegesê. God sê in Genesis 1:26, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Laat hulle heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel ensovoorts. Laat hulle vrugbaar wees en vermeerder. Dis die 3 sekondêre skepingseienskappe van die mens, skepingsdoelwitte. Soms praat ouens, wat is jou skepingsdoel? In Genesis word daar 3 skepingsdoelwitte gegee. 1, jy moet 'n beelddraer wees van God. Jy moet God verteenwoordig op die aarde. 2, jy moet heerskappy uitoefen. Neem beheer van jou situasie. Moenie rondgeklap word deur die lewe nie. 3, trou en kry kinders. Dis God se wil. Ek sê, dis God se wil. Nee, jy het God se wil uitgevoer, het jy nie? Ja, jy het so 'n bietjie God se wil uitgevoer. Kom ons gaan na die laaste boek toe. Hier is die boek van bepaling. Die laaste boek is 'n wonderbare boek, is die boek van die lewe. Die boek van die lewe. Dis een van die boeke wat op die regbank oopgemaak sal word. Het julle net nou uit Openbaring gehoor, en die boeke is geopen in 'n ander boek, die boek van die lewe, Openbaring 20 vers 12 is geopen. Dis nie so 'n maklike boek nie. En mense hoor nie dikwels dat mense oor die boek van die lewe preek nie. Het jy al 'n preek gehoor oor die boek van die lewe? Waarskynlik nie. En tog was daar 6 mense in die tyd van die Bybel. 6. 3 uit die Ou Testament en 3 uit die Nuwe Testament wat oor die boek van die lewe gepraat het. 6 mense. Sien net 'n boek waarna een persoon verwys nie. Die eerste persoon wat na die boek van die, ek gaan nou die persoon se naam en die plek, die skrifverwysing gee. Skryf dit neer as jy dit wil gebruik. Die eerste persoon wat na die boek van die lewe verwys is Moses in Exodus 32, daarby vers 32. Exodus 32 vers 32, Moses. Die tweede persoon wat na die boek van die lewe verwys is Dawid in Psalm 69 vers 29. Psalm 69 vers 29. Die derde persoon wat na die boek van die lewe verwys in die Ou Testament is Daniël in Daniël 12 vers 1. Daniël 12 vers 1. Die eerste persoon in die Nuwe Testament wat na die boek van die lewe verwys is die Here Jesus in Lukas 10 vers 20. Toe hy gesê het, moenie bly wees dat die geeste aan julle onderworpe wees nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemel opgeskryf is. Mooi, nee? Die tweede persoon in die Nuwe Testament was Paulus. Hy het na die boek van die lewe verwys in Filippense 4 vers 3. Filippense 4 vers 3. En die derde persoon in die Nuwe Testament was die apostel Johannes, wat op 'n paar plekke in die Openbaring boek, soos hoofstuk 13 vers 8, Openbaring 13 vers 8 na die boek van die lewe verwys, en ook op hoofstuk 22. En Jesus self praat van die boek van die lewe, waar hy die naam boek van die lewe gebruik in Openbaring 3 vers 5, wanneer hy aan die gemeente van Sardes skryf. Kom ons sê nou 'n paar goedjies hieroor. So nou weet ons waar praat die Bybel daaroor, alright? 6 plekke, ten minste 6 plekke, 6 mense, Moses, Dawid,
Daniël. Kom ons doen eers Daniël se in 'n skort. Hy sê vir Israel, almal sal gered word, almal wie se name in die boek van die lewe staan. Daniël 12 vers 1. Kom ons praat oor Paulus. Paulus sê, kom ons eers oor Jesus, moenie bly wees dat die gees aan julle onderworpe is nie, Lukas 10:20, maar wees bly dat julle name in die hemele opgeskryf is. Paulus sê, vers 2 van Filippense 4, ek vermaan Euodia, en ek vermaan Sintiche, om eensgesind te wees in die Here, en ek vra jou ook, vers 3, opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam, wat met my saamgestry het in die evangelie, en nie alleen met my nie, maar ook met Clemens en die ander broeders, wie se name in die boek van die lewe is. So mooi. Maar die ander 3, daar lê die openbaringe in opgesluit. 2 van die plekke maak stellings wat ek nie mooi teenoor mekaar kan stel nie, en ek gaan julle maar saam met my in die diepwater ingooi. Die eerste is Openbaring 13 vers 8. Ek gaan dit vir julle aanhaal. Waar Johannes skryf, hy sê, almal sal hom aanbid, almal sal die antichrist aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskryf is nie. Tydens die groot verdrukking, wanneer die antichrist op die aarde is, sal alle mense hom aanbid, behalwe die wie se name van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam geskryf is nie. Wat ons daaruit kan aflei is dat name van die grondlegging van die wêreld af voor ons geboorte in die boek van die lewe opgeskryf is. En hier is nou die ander vreeslike ding. Kan 'n naam uit die boek van die lewe uitgevee word? En die antwoord is ja. En ek dink dis hoekom dominees en pastore nie graag oor die boek van die lewe praat nie. Want daar is 'n leerstelling wat genoem word eternal security, ewige versekering, of daar is die volharding van die heiliges wat die gereformeerde kerke, die NG, hervormd en die doppers gebruik, wanneer hulle oor die uitverkiesing praat, en sê, dis onmoontlik, as God jou uitverkies het, kan jy nooit verlore gaan nie. Terwyl die Bybel sê, mense se name kan uit die boek van die lewe uitgewis word. Kom, ek vat julle na 'n eerste voorbeeld, dis Exodus 32. So ek krap julle so bietjie om, maar dis nie eintlik ek wat dit doen nie, dis eintlik die Bybel wat dit doen. So mense met die Bybel met mooi hande hanteer, en nie sommer net hastig oorleef nie. Kom, ek vertel julle die storie. Moses was op die berg Sinai. Hy het die 10 gebooie by God ontvang. God sê vir hom, gaan af. Jou volk wat jy uit Egipte gelei het vir hulle afgod gemaak en hulle aanbid die ding. 'n goue kalf. God sê vir Moses, jou volk wat jy uit Egipte gelei het. Maar dit is mos nie heeltemal waar nie, dit is mos God se volk, die volk van Israel. En dan sê God vir Moses, ek gaan hulle almal uitdelg, en ek gaan jou 'n groot nasie maak. Kan dit gaan lees nie, so dis 32. Dan sê Moses vir God, vriende, ek wil hierdie goed, dit wat ek nou gaan sê, wil ek amper nie hard uitspreek, ek wil dit amper fluister. Toe sê Moses vir God, u mag dit nie doen nie. U kan nie bekostig om hierdie volk uit te wis nie. U maak 'n fout. Wat sal die Egiptenaars sê as hulle hoor dat u Israel in die woestyn uitgewis het? Hulle sal sê, u het hulle met 'n sterk hand uit Egipte gelei, maar u was nie in staat om hulle in Kanaan in te vat nie. En toe maak jy hulle dood. Dis Moses se eerste argument. Sy tweede argument is, wat van u verbond met Abraham, Isak en Jakob?
waar u vir hulle gesê het, u gee vir hulle die land Kanaan as 'n ewige besitting. U kan mos nou nie mense doodmaak nie. U moet berou hê en u bekeer van hierdie verkeerde gedagte. Toe sê die Bybel, en God het berou gehad. Kan jy dink dat 'n mens God van opinie kan laat verander? Kan jy dink hoe naby Moses aan God gelewe het? Moses staan voor God en sê, nee, jy kan dit nie doen nie, wat hy nou hier sê is verkeerd. As ek dit hoor, dan voel ek om lus om neer te val en God te aanbid. Dat God na Moses geluister het. Dis 'n groot saak. En dan kom hy nou af, en hulle gaan wil te kere, hoor. Die volk sê, hulle het die goue kalf, Aaron sê toe, Moses se broer en die hoëpriester sê, ruk al die goud wat julle aan julle ore het af, en gee dit vir my, en toe het hy dit in die vuur gebrand of gesmeld, en toe het hy 'n goue kalf gemaak, en hy het vir Israel gesê, Aaron het vir Israel gesê, dis julle gode wat julle uit Egipteland gebring het. Toe het hulle die goue kalf aanbid, en hier kom Moses af. Hy sê vir Aaron, eers gooi Moses die 10 gebooie stikkend. Hy sê vir Aaron, wat het jy nou gedoen? Hy sê, jy ken nie die volk dat hulle deur en deur sleg is. Nou is dit die volk se skuld, hoor. Ja, mense is 'n slegte ding. Die vrou wat hy my gegee het, sy het vir my gegee van die boom om te eet, toe eet ek. Die vrou sê, die slang het vir my gegee. Ons is nie gereed om die skuld op onsself te neem nie. Ons beskuldig al ewig iemand anders. Die politiek is vol daarvan. Die wêreld is vol daarvan. Hy sê vir Moses, Aaron sê, ek het die goud afgehaal, dit in die vuur gegooi, en hierdie kalf het daar uitgekom. Gaan kyk wat sê jou Bybel. Hy sê hierdie goue kalf het daar uitgekom. Hy lieg. Hy het die kalf gemaak. En dan maal Moses daai goue kalf fyn en hy gooi dit in die water en hy forceer die volk om dit te drink. En die Lewiete trek los en slaan 3000 van die Israeliete dood. En dan sê Moses in Eksodus 32 vir die volk, ek sal môre opklim na God toe op die berg. En ek gaan vir julle versoening doen. En ek gaan God vra om julle te vergewe. Miskien vergewe hy julle. Dan klim hy op en dan kom dit hier by vers 32. En hy het vir God gesê, hierdie volk het hulle baie lelike ding gedoen. Vergewe hulle asseblief. En so nie, as u hulle nie wil vergewe nie, delg my naam uit u boek wat u geskryf het. Stuur my hel toe, sê Moses vir God. Red net die volk. Waar het jy so iets gehoor? Waar het jy so iets gehoor dat iemand sal sê, u mag my hel toe stuur? Red net daai persoon. Kyk, dis daarom 'n passie. Die enigste ander persoon wat dit ook gesê het, was Paulus, in Romeine 9 vers 3. Ek sou wens om terwille van my broers, my stamgenote na die vlees, 'n vervloeking te wees weg van Christus af. Moses en Paulus is die enigste twee mense in die Bybel wat bereid was om hulle lewe te gee, liewer om hel toe te gaan vir die redding van die volk van Israel. En dan is daar net een wat dit wel gedoen het, wat sy lewe gegee het, en dis Jesus. Ek sê, Jesus het sy lewe vir jou gegee. Jy kan maar jou hand 'n bietjie optel na hom toe, en sê, dankie Here Jesus, dat u bereid was om die afgryse van die hel vir my te ondervind.
Jesus was nie in die hel nie, maar hy het die afgryse van die hel aan die kruis ondervind toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Dis die boek van die lewe. Dawid sê iets anders in Psalm 69 vers 29, hy sê, delg u vyande se name uit die boek wat u geskryf het, en laat nie saam die regverdiges opgeskryf word nie. En in Openbaring 3 sê die Here Jesus, wie oorwin word, 3 vers 5, sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitdelg uit die boek van die lewe nie. Name kan uitgedelg word. Maar jou naam staan in die boek van die lewe geskryf. Dien jy die Here, en volhard jy met die Here, en gaan voort met die Here, en jy sal, wanneer jy in die hemel arriveer, jou naam vind in die boek van die lewe van die Lam. Amen.